Dankie julle en nou gaan ek oorgee vir Tannie Diana. Sy Kan gaan ek al, o ja, hy is aan. Môre almal, shalom, vrede vir almal. Ek weet Daniel het nou vir ons geopen, maar ek gaan vandag ook op 'n ander manier, want psalms is soos geskryf vir gesange om te sing liedere. Dit is vir lofprysings vir Vader, as ook gebede. So, as jy 'n psalm vat, kan jy dit bid ook. En ek het nou 'n psalm wat ek gaan lees, en dit is, kan oupa hoor? O, okay. Okay. Ek gaan dan open saam met hom um, Psalm 25. En hier elke skrif het die alfabet van die Hebreëus. So as ek nou 'n ander woord sê, dan weet julle dis die alfabet van Hebreëus. Is 'n psalm van Dawid. Alef is 'n Hebreëse woord. Tot U, o Here, hef ek my siel op. Bet is ook Hebreëus. My God, op U vertrou ek. Laat my nie beskaamd staan nie. Laat my vyande oor my nie juig nie. Gemel, ja, almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat troueloos handel sonder oorsaak. Dalet, Here, maak my U weë bekend, leer my U paaie. Dis so belangrik, leer my U paaie. Lei my in U waarheid en leer my, want U is die God van my heil, U verwag ek die hele dag. Saien, dink Here aan U barmhartigheid en U goedertieren, Here, want die is van ewigheid af. Get, dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na U goedertierenheid om U goedheid ontwil, o Here. Tet, die Here is goed en reg. Daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Jot, hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Kaf, al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Kyk hoe sê dit, ons moet sy verbond en getuienisse bewaar. Lamet, om U naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Mem, wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Nun, hy self sal vernag in die goeie en sy nageslag sal die land besit. Samek, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Aien, my oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. P, wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Sade, die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek, lei my uit my angste. Resh, aanskou my ellende en my moeite en vergeef al my sonde. Ek enetjie oorgeslaan. Resh, aanskou my vyande, want hulle is talryk en hulle haat my met 'n geweldige haat. Shin, bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek. To, laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benoudhede. En hier kan mens sien dat Dawid ook deur angs en depressie en eensaamheid en al daai goed gegaan het. So, vir my, wat ek nie bygenoem het nie, is verlofliedere vir God, maar ook vir genesing.
Psalms is die beste ding om te vat as jy nie die dag meer voel, jy wil eers Bybel lees nie, en jy voel dit depressief. Vat net Psalms en jy kom weer daarin. Okay, dan gaan ek nou aan. Jy kan maar, jy sal vir my gooi, nie? Ek sal hom vir Tannie. Dankie. Is maar net interessant, die nommer, die woorde wat Tannie bygesit het, soos Alef, Bet, Gamel, Dalet, dit is die nommers van die Hebreëse alfabet. Ja. So, dit is nou maar net, ek wil net dit bygesit. Ja, dat hulle net verstaan. Maar kyk, vroeëre jare toe ek nie die alles so goed verstaan het nie, het ek nie geweet wat dit beteken nie. Maar vandag weet ek, dit is die Hebreëse alfabet. Ja. Dit wys hoe 'n mens kan groei en leer. So, as jy net in die woord kan ingaan. Okay, depressie. En ek moet of ek wil vlug. Dit is hoe mens voel as jy depressie het. Jy wil weghardloop van alles af. En dan het ek nou skrifte, as jy nou weer druk, gaan die volgende opkom. Ja, sê. Skrifte Galasiërs 6 vers 4, maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref, en nie wat die ander betref nie. Die NAV, wat se Bybel is dit? Ken jy hom? Maar dit is een van die vertalings. Hy sê byvoorbeeld, laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Elkeen sal rekenskap gee vir sy eie dade. So ons almal, wat ons ook al doen en ons doen verkeerd, gaan ons hoe sal ek sê, gestraf word, kom ons sê maar so. Oor die nuwe een. Okay. Ja, sy bewoording lees makliker. Ja, want ek het, my eie Bybel is maar die ou ene. Okay, dan depressie. Mens kry depressie omdat jy laste dra van ander mense. Partykeer dra jy ander mense se probleme en dit maak jou depressief. Wat jy vir ander mense wat baie probleme het, wat jy dra hulle laste, dan word jy self depressief. Dit wys jou as jy in die kring van die spotters sit, dan word jy later dan ook so. So dan word jy ook maar depressief as jy heeltyd tussen depressiewe mense is. Okay, wat jy saai, sal jy oes. Dit beteken, dan kan jy dit nie hanteer as dit terugkom na jou toe nie. Dit wat jy aan iemand gedoen het, en dit kom terug na jou, dan kan jy dit nie hanteer, dan word jy depressief. Maar intussen het jy dit veroorsaak om so te raak, want jy het eerste die persoon te nagekom. En moenie moeg word om goed te doen nie. Moenie verslap nie, dan sal ons op die bestemde tyd die oes insamel. So ons moenie verslap nie. En moenie moeg word om goed te doen nie. En moenie moeg word voordat jy nie die oes ingesamel het nie. Ons het almal 'n oes wat ons moet insamel. So ons moenie moeg word voor die tyd, en depressie veroorsaak dit. Dat jy moeg word om nie meer aan te gaan nie. En die oes wat daarvoor lê is tog so groot en so wonderbaarlik, dat hoekom gee jy nou op? Mens voel so. Want depressie is soos ons word oorwys en val uit voor ons die oes kan insamel. So ons moet die oes insamel, maar ons val uit voor dit. Ja. Dan gaan ek aan na die volgende een toe. En dan het ek hier nou 'n voorbeeld van hoe 'n kragtige profeet uitgehaal was toe hy moeg en oorlaai was. En dit is 1 Konings 19 vers 1 tot 16. Ek gaan begin by 1, en dit het so verskeie blaaie, hoor, want ek het hom so 'n bietjie opgedeel. Okay, die eerste vers 19:1. En Agab het aan Jezebel meegedeel
alles wat Elia gedoen het. Ja, alles hoe hy al die profete met die swaard gedood het. 2, daarop stuur Jezebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. 3. Toe hy dit sien, het hy hom klaar gemaak en terwille van sy lewe weggegaan. Hy het weggehardloop. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Dit was so erg dat hy sommer sy dienaar ook laat agterbly het, net gegaan. En dan gaan ons aan by 19:4, maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. Sien jy daar? As dit is wat tot 'n profeet het dit mee gebeur. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. 19:5, daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap, en kyk, daar raak 'n engel aan hom en sê vir hom, staan op, eet. Hoekom hy so sê is, want Elia het nie geëet, hy het net daar gelê, hy het nie oor niks omgegee mee nie. En die engel het vir hom oortuig, hy moet eet. En dan gaan ek aan op die volgende, 1 Konings 19:6. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en end 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. 19:7, en die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. So, anders kan hy nie die pad volbring as hy nie eet nie. 19:8, hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb. En dit is mos die berg van Sinai. Ja, ek is reg, nie? Ja. Hulle noem dit baie plekke in die Bybel Horeb, maar dis Sinai, waar die wet gegee was, die 10 Commandments. Okay. Hy was soos in 'n gevangene en so diep in die put. En ons kan onsself ook vergelyk as ons in depressie gaan, dieselfde gevoelens. Maar nou lees ek aan 19:9, en hy het daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? 19:10, en hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Toe vlug hy nou. 19:11, en hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here, en kyk, die Here het verbygegaan terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie, en na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. 19:12, en na die aardbewing 'n vuur. In die vuur was die Here nie, en na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. 19:13, en toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan, en daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? In 19:14, en hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, die altare afgebreek, en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. En in 19:15, maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hasael as koning oor Aram. 19:16,
En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa, die seun van Safet uit Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. Moet net sien as hy klaar, ja, is tot by 16. Let nou op hoe depressie deur Jezebel geprojekteer is in die vorm van 'n vloek, witchcraft, wat sy hom gegee het, wat gestuur is. Dit word gebreek in die slagoffer se siel. Sy het net gesê, ek sal met jou siel so maak, maar Elia vat hierdie verwoesting en begin homself uitwis. Jy sien, mens moet pas op wat mens sê vir ander mense, want jy kan vir jou oor jouself 'n vloek bring en op daai persoon. So, en hy hardloop toe weg, want dit is wat ons ook doen. Depressie is niks anders as diep gewortelde skuldgevoelens wat jou oorneem nie. So dis diep gewortelde skuldgevoelens wat jy het dalk van jou kinderjare of skoolloopbaan of wat ook al, jy weet, wat selfs tydens jy gewerk het of mense wat jou te nagekom het. En dan depressie laat jou in vrees vlug en jy isoleer jouself. Elia het sy diens net daar gelos en hy self het 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Nou gaan jy nou eerder in die woestyn invlug, plek jy die oes gaan insamel. Depressie stuur jou in die woestyn en daar het hy onder 'n besembos gaan sit en hy het gewens hy gaan dood. Hoeveel doen, ek dink almal van ons het seker al so gedink, né? Hy maak 'n verklaring in die geestelike riem dat hy nie verder wil leef nie. So dit is in die geestelike riem dat hy nie meer wil leef nie. Nou gaan ek aan. Die persoon moet wakker geskit word want hulle probeer ontsnap in die alleenheid van terneergedruktheid. Dit is wanneer hulle onder Satan se aanmoediging dood in hulle siel spreek en dit aanvaar as 'n uitkoms. Hulle spreek dood in hulle siel. Mense vasgevang in depressie ervaar dat die pad vir hulle te lank word, dat alles net te veel word. Die engel skud aan Elia aan hom en sê word wakker. Dit is wat ons moet bid. Ons moet bid dat ons wakker moet word as ons in depressie is. Dat ons kan aangaan en opstaan en eet en onder die kombers uitklim en al die goeie wat jy moes doen as jy depressie. Want die lig moet aangeskakel word in die geestelike riem. So, hy is dood as jy depressie het, as jy weer jou lewe regkry, dan kom die lig weer aan. Dan is die lig van Vader ook weer in jou lewe. Ja. Depressie mense het nodig om te hoop dat dit nie net 'n gevoel is nie, maar 'n plek van stagnasie. Dit is soos jy isoleer jou, nee, stagnasie. Ook kan word. Dit kan 'n vyand word wat jou verlam. So, dit kan jou verlam en dat jy jou net self op 'n plek wil hou en jy wil nie meng met mense nie en al daai tipe dinge. Dit is wat Dawid ook in die Psalm ons nou gesê het, hy's eensaam en alleen. Maar mense is eensaam en alleen as jy gaan jouself isoleer. Dan moet jy nie jou blaam, jy's eensaam nie. En dit is nie die verwerping van mense wat ons so erg slaan en wat ons so laat skuldig voel nie. Dit wat in ons is, reageer daarop. So, ons reageer dalk te vinnig op iets wat iemand sê. En dan vat ons dit gou ter harte en dan lei ons aan depressie. Dit is die reaksie op dit wat mense jou van beskuldig, wat jou in die put van depressie intrek. Anders as hoogmoed, sal jy sien dat so 'n persoon vaskyk na sy eie omstandighede. Jy sien, jy kyk
na jou eie, net na jou eie goed. Intussen is daar ander mense wat dalk swaarder kry. Mens kyk nie uit dat jy is dalk nog gelukkig in vergelyking met ander mense nie. Ja, jy dink jy is die enigste een wat so swaar kry. Dit was net die woord van Jahweh wat vir Elia gegee was, wat hom geantwoord het en dat hy terug moet gaan en salf. Sien, dit is die woord, hy sê dit ook, die woord van Jahweh het die woord weer oopgemaak in sy lewe. So dit beklemtoon dat ons moet teruggaan na die woord as ons in depressie is. Want dis al wat ons gaan help, is die woord. En dit het Elia ook, want God het vir hom gesê, gaan terug en salf weer. En toe gaan hy terug. Die volgende blaai. Hoe beïnvloed depressie jou lewe? Dis 'n diep gewortelde skuldgevoel wat jy het, wat ook al. Elke mens het verskillende goed, elke mens hanteer probleme anderste. Maar een van my groot ding is vir jou dalk klein en andersom. Ja. Ek wil weghardloop van alles, soos Elia wou. Ek wil niks doen nie en liewer net slaap. Lewe is sinloos. Dis al die tekens wat jy kry. Oorweeg selfmoord, gees van dood, die reg in my, ek gee die gees van dood die reg in my lewe. En 'n mens moet dit nie toelaat nie. Maar ek weet, as jy daar is dit moeilik om uit te kom, maar dan moet jy die woord vat. En al begin jy net, soos ek nou gesê, die psalms, net iets waar iemand ook soos jy gevoel het, dan begin jy dieper in die woord gaan. Dit was met my die geval. Hm? Ja, al voel jy nie daarna nie. Jy moet dit doen, tot jy jouself uit dit kan kry. Of jy moet vir jou nie 'n ding kry waarvan jy hou om te doen. Begin iets doen wat jou aandag aftrek, net van jouself. En nie heeltyd aan jouself net dink. Um, Ek wil net sien, oorweeg selfmoord, gees van die dood, die reg in my lewe gegee, en depressie se oop deur vir Satan. Sodra jy depressie het, dan is hy baie bly. Daar's 'n oop deur, hy kan jou nou lekker takel. Medikasie is nie verkeerd om te neem nie, maar nie vir altyd nie. Maar medikasie onderdruk simptome en jou gevoelens, sien. Dan is jy half nie jouself nie. Maar die nadeel van medikasie, dit kalmeer jou sodat jy nie by jou emosionele uitkom nie. Jy kom nie by dit wat jy moet opklaar nie, want jy is mos nou baie relax. Ek weet, ek het ook depressiepille gedrink. Maar hulle sê, as jy medikasie gebruik, moet jy nie korter as 6 maande dit gebruik nie, waar die serotonien, soos hulle sê, die kettingkies, sorgvuldig kan begin inhaak. Dan kan jy dalk maar met jou dokter eers praat en na 6 maande, as jy dit nou gedrink het, en jou serotonien het ingeskop, dan moet jy eers met jou dokter, ek sal nooit sê, ja, gaan heeltemal af, of jy kan net bietjie minder, sê elke tweede dag, of so, en dan toets jy net of jy weet, okay is. Want as jy skielik het los, dan kry jy erg selfmoordgedagtes. Want dis iets wat uit jou brein uitgaan. Dan dink jy dadelik aan, jy is emosioneel, jy is heilerig, jy wil niks. Intussen is dit die serotonien in die brein. Ja. En dit is Satan wat jou aanmoedig tot selfmoord. Dis hy wat dit, want jy het mos nou die deur oopgehou, en hy het nou ingekom, en daar probeer hy nou vertel hoe moeilik is die lewe, en hoe sleg en hoe sinloos is die lewe, en bring maar liewer jou lewe om. Dit is wat hy sê. En waar die wortels van verwerping is,
En kyk, skuldgevoelens kan reeds voor geboorte al hou vas op 'n kind hê, byvoorbeeld. Voor geboorte. Dit het ek mos al, ek dink vir julle gesê, nee. Dit hang af wat in die ouerhuis aangaan. Of wat hy ook al hoor. Ja. Slaappatroon. Slaap sleg of te veel. Of jy kan nie slaap want jy dink net aan jou probleem, of jy slaap, jy drink slaappille en goed net om te slaap. Jy vlug na goeie, jy weet, om jou, daar's mense wat na drank gryp, jy weet enige ding wat jy aan verslaaf kan raak, net om of te slaap of net te vlug. Agitasie, dit beteken soms is jy stadig op, of jy het 'n gejaagde gevoel en rusteloosheid. So jy tree partykeer baie stadig op, en dan soms is jy rusteloos, jy weet, jy weet nie waar, hoekom is jy so angsbevange nie. 'n Swart skaap is, dit laat jou denk, 'n swart skaap, ek wil net hom klaar lees, jy voel altyd jy skuldig aan enige ding. En dit laat jou die denkpatroon ontwikkel, dat jy nie verdien om die goeie in die lewe te geniet nie. So, jy sê vir jouself, jy verdien dit nie. Jy het te veel ergelike dinge gedoen dalk. Miskien in jou verlede het jy dalk iemand seer gemaak, en nou het jy skuldgevoelens, en jy het Vader gevra om vergifnis, en hy het jou vergewe, maar jy bly jouself blaam. So, dan gaan dit op die ou einde, jy moenie skuldgevoelens hê as jy klaar vir Vader gevra het, hy moet jou vergewe. Ek het gelees nou in Psalm 25, hy dink nie meer aan die dinge wat jy in jou jonkheid gedoen het nie. Ja. As hy daaraan moet doen, dan gaan ons almal hel toe. Skus dat ek dit nou sê, maar as jy jonger is, doen jy partykeer goede wat jy nou dink, sjoe. Jou kinderdae, dit hang af hoe jy groot geword het. Jy weet, jou pa, ma kon mekaar geslaan het, of gedrink het, of hulle kon baie rusies gemaak het, en dit het 'n invloed op jou gehad. En daai tipe van kinderdae, nou, voorgeboortelike ondervinding, dit bepaal of jy 'n positiewe of 'n negatiewe mens gaan wees, voor geboorte. As daar byvoorbeeld rusies is wat ek nou genoem het, onbeplande swangerskap. As jy nou byvoorbeeld sê, ek wil nie nou, ons kan nie nou die kind gehad het nie, die baba besef dit, en hy weet hy is nie welkom in die wêreld nie. So mens moet versigtig wees, maar ons het nie dit vroeëre jare geweet nie. Ons het nou maar nou met die tyd gehoor, mens moet rustig wees as jy 'n baba verwag. Baie rustig. Molestering. Dit kan ook 'n wortel wees, veral vir kinders, en in 'n seksuele vorm. Dit kan ook vir kinders in hulle latere jare baie seer maak. En dan die volgende. Onrein gees, daarom kleef dit aan jou. Gees trek gees. So as jy 'n onrein gees het, gees trek gees. So mens moet, 'n onrein gees is partykeer uit die prentjie wat daar is verduidelik van, maar ek gaan nou daarby kom, dan gaan ek vir julle meer lees, maar dis die incubus succubus, dis seksuele geeste. Hulle kry toegang tot die liggaam en jou sielsdimensie. En dan het jy onrein gees, en daarom kleef dit aan jou, en gees trek gees. Baie van die onrein geeste is seksuele, jy weet, geeste, wat inkom. Ja. En byvoorbeeld, ja, dis wat ek nou vir jou gesê het, van die, masturbasie, 'n vorm van selfliefde. Ek weet nie, verstaan julle die woord? Ek gaan hom nou nie verduidelik nie. Want dit is wanneer, dit is 'n vorm van selfliefde,
En dit kan veroorsaak word deur die ouers wat stry en beklei en alles, kan 'n kind dit begin doen. Ja, om dit so te stel. Want dan iemand moet hom lief hê of haar lief hê en dan is dit so selfliefde. En daarna dan voel jy natuurlik nou nie goed daaroor nie, maar ja. Ehm Fantasering in die gebied van seksuele is taboe. So mens moet dit ook nie fantaseer nie. Die loon van die sonde is die dood. Daar is volkome genesing as jy belydenis doen oor alles wat jy verkeerd gedoen het. En raak ontslaaf van emosionele bagasie. Jy klou vas aan die verlede. So moenie vasklou aan die verlede nie. As verkeerde goed met jou gebeur het in jou jonger jare en jy het vergifnis gevra en jy het bely, vergeet daarvan, want dis 'n bagasie wat jy dra, wat nie nodig is nie. Die, jy kan jou lewe geniet. Hoekom moet jy nou heeltyd op die verlede leef? Ja. En ek gaan dan nou kom by hierdie incubus succubus. Ek hoop ek sê dit reg. Ja, incubus succubus. En nou ek het nie gelees 1 Korintiërs 6 vers 16. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Van die twee sê hy sal een vlees word. Sien jy hierso, is dit nou 'n beduier dat gees meng met gees? Die verkeerde gees trek die verkeerde gees. Soos ek nou gelees het daar. Dit kleef aan jou. Gees trek gees, so. Verdere laste en versteurings is soos eet en gewigsversteurings. Somtyds eet mense baie en somtyds kry jy die mense wat niks wil eet nie, want hulle is so depressief. Dan verloor hulle gewig en hulle begin siek voel en hulle voel nie reg nie omdat hulle nie eet nie. En die wat te veel eet, word natuurlik vet en dan word hulle meer depressief. Slaapversteurings, dis wat ek nou genoem het. Te min of te veel. Psigo en motoriese versteurings, dit is maar net diep gewortelde skuldgevoelens. Om te konsentreer, jy kan nie, want jou verstand is te moeg, jy kan nie konsentreer nie. Jy wil probeer 'n boek lees of jy probeer luister, maar daai probleem oorheers jou totaal dat jy nie kan konsentreer nie. Skuldgevoelens, jy leef in die verlede, glo jy is 'n mislukking. In versamelings oor verlore drome. Jy het dalk 'n droom gehad, jy wil eendag sê sekere ding geword het en dan het dit nooit waar geword want jou ouers het dalk nie genoeg geld gehad om universiteit toe te stuur nie en jy voel jy het nou uitgemis op jou in jou lewe, dit wat jy graag wou gedoen het. Soos vasgevang in daardie droom van wat kon gewees het. Ja. En 'n mens moet nou maar aanvaar, is waar jy is jy nou. Jy kan nie terugdink, ek wil graag dit nou geword het, want dis verby. Stel wat is die put van depressie? Jy bly vra. As die ouer of die ouers die skuld laai op die ongebore baba, wat ek nou alreeds gesê het, jy weet die skuld, enige ding wat verkeerd is nou die kind geldelik enige ding. In bagasie van seksuele verhoudings as kind, as 'n kind 'n bagasie het van dit, eers in die volwasse stadium begin hulle onder hierdie druk knak. Nie dan nie, eers wanneer hulle volwasse is en hulle besef maar dit is verkeerd gewees. En dan moet jy maar net bely en, want God het gesê hy vergewe ons wat ons gedoen het. Hy dink nie eers meer daaraan nie. Maar ons dink daaraan.
Traumatiese ondervindings se vrug sal gedra word as dit nie tot in die wortel uitgeroei word nie. So ons moet dit wortel en tak uitroei, soos wat jy onkruid uittrek. As jy hom wortel en tak uittrek nie, dan gaan hy weer uitkom. So jy moet hom met wortel en tak uittrek. Soos 'n kind wat skuldgevoelens voorgebote kry, dit kan 'n houvas op die kind hê. Al is dit nie miskien net na geboorte of as 'n baba nie. Dit kan dalk in jou skoolloopbaan kom of in jou of later in jou lewe. En dan weet jy nie wat gaan aan, dat jy skielik nou so en so is, maar dit kan iets gewees het wat gebeur het. En dan moet mens seker gaan probeer kyk waar is die wortels. Mens moet nou dan dink daaraan waar dit begin. Hoekom is jy, wat pla jou oor daai sekere ding, en dan is dit die wortel dalk. Ja. Kinders wat gemolesteer word, gaan sukkel om gemeenskap met God, wie heilig is te hê, want hulle voel onheilig, veral in seksuele teistering. So, mens weet nie wat sulke ouers of mense wat dit aan kinders doen, wat hulle doen aan so 'n kind nie. Ja. Ja. Want hulle voel onheilig, hulle voel vuil. Hulle voel vuil en dit kan hou vas hê vir die res van hulle lewe as hulle nie werk daaraan nie. Ja. En dan hierdie skrif is 1 Johannes 1 vers 6. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. So ons moet nie in die donkerheid wandel nie. Ja. Oh. Hallo almal, ek is weer terug. Ja. Ek het soos Elia weggehardloop. Maar besluit ek om terug te kom. Ja. Ja, dis 'n goeie voorbeeld. Ek het geëet, besluit ek kom terug. Okay, nou gaan ons nou aan. Dis die geestelike uitwerking is baie slegs, want die persoon wat in geloof moet groei, sal 'n wisselvallige geloofslewe hê. So dit kan sleg wees, jy gaan 'n gewisselvallige geloofslewe hê. Fantisering in die gebied van seksuele, dis waar die geeste incubus en succubus voorkom. Dis in Genesis 6 vers 4 wat ek nou gaan lees. Kry so toegang tot die liggaam en sielsdimensie. Dit is so steel van 'n ander persoon. So jy steel eintlik die ander persoon se siel. As jy so, want die siel kleef aan mekaar, verstaan, aan die twee persone. En dan Genesis 6 vers 4, dit is nou van beskrywing oor hierdie geeste. In die dae was die reëse op die aarde en ook daarna tot die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudheid, die manne van naam. En dan is dit weer hierdie selfde in 1 Korintiërs 6 vers 16 wat ek nou gelees het, of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie, want die twee sê dit sal een vlees wees. En dis wat beteken daai incubus en succubus geeste, dit is eintlik meer met seksuele gevalle te doen. Ja, hy vat jou, hy hou jou in beheer en jy kan nie loskom van dit nie, as jy nie belydenis doen nie. Okay, welis word 'n gees wat bevredig moet word. Dit is 'n gees wat bevredig. Dis nie meer die mense liggaam wat bevredig word nie, maar 'n gees. Dit is soos 'n dwelmverslaafde, dit kan jou dood kos. So welis is ook 'n gees wat jy moet dan bevredig heeltyd. Maar intussen is dit nie goed, jy weet, dat twee geeste meng nie. Ja, buite 'n huwelik, sal ek nou sê.
Permanente genesing word slegs volgehou deur die toepassing van God se riglyne asook belydenis. So permanente genesing. As jy God se riglyne en sy belydenis doen. So daar is 'n oplossing, maar dan moet jy dit vergeet en jy moet terugkeer na God. Ja. In Jakobus 5 vers 16, bly mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die 4 gebed van 'n regverdige het groot krag. Ja, so as jy bid daaroor en jy doen dit, dan is daar groot krag in jou gebed. Die persoon wat uit vrees al die jare vasgevang was in hierdie donker, kan vergifnis ontvang. So, jy kan. Is nooit te laat nie. Behalwe as jy nou nooit bekeer en jy gaan nou môre dood byvoorbeeld. Maar mens moet altyd reg wees, dink ek. Jy moet elke dag reg wees, van in geval dit jou dag is vandag, dat jy reg is. Mens kan nie dink, jy weet, dit kan nie met jou gebeur nie. Enigiets is moontlik. Die persoon wat egter nog so aanhou om te leef, hulle sal uitmis op 'n lewe van oorvloed en geestelike groei. Sien jy? So as jy nou so bly lewe, gaan jy uitmis op die goeie goed. Want goeie goed gaan daar kom. As jy 'n kragtige gebed het, gaan goeie goed kom. Maar ons is net te haastig. Ons wil hê dit moet nou môre gebeur. Ons moet net tyd gee en bly bid. Want God se tyd is nie ons tyd nie. Ja. So dan gaan ek nou aan. Ek gaan Lukas 13 vers 24. Stry hard om in te gaan deur die noupoort, want baie sê ek sal vir julle sal probeer om dit in te gaan en sal nie in staat wees nie. So jy moenie deur die 'n stryd om in te gaan deur die nou. Jy moet deur die noupoort gaan, nie deur die wye poort. Hierso daai prentjie sê ook forgive yourself. God does. So, ja. So jy moet as jy om vergifnis gevra het, moet jy jouself vergewe. Anders hy het klaar vergewe. Ja. Die sleg is hierdie bose gees kom in aanraking met alles in jou bestaan. So enige ding wat jy dan doen, gaan hy, as jy nie van hom verwyder nie, as jy hom nie verwyder deur die woord nie, gaan hy in alles met jou in aanraking kom. Enige selfmoordgedagtes moet om vergifnis voorgevra word. Jy moet jouself ook vergewe, omdat jy jouself wou vermoor. So, jy moet jouself vergewe, na alles. As jy voel, jy's nou fine, jy depressie nou oorheers, moet jy om vergifnis vra, want jy wou jouself vermoor het. Want dit is moord. Ja. En dan selfs Dawid ken die put van depressie. Dis nou Psalm 38 vers 3 tot 11. Vers 3. Want u pyle het in my ingedring en u hand het op my neergedaal. Daar is geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie. Daar is niks gesond in my gebeente vanweë my sonde nie. Sien jy? Hy sê sy gebeentes vanweë my sonde nie. Want my ongeregtighede gaan oor my hoof, soos 'n swaar pak het hulle vir my te swaar geword. Jy sien, dis soos 'n bagasie wat jy saam met jou dra. Dit is so swaar. My wonde stink, hulle dra vanweë my dwaasheid. Ek is krom, heeltemal gebo, die hele dag gaan ek in die rou. Want my lendene is vol ontsteking en daar is geen heel plek in my vlees nie. Dit is wat hy van homself gedink het ook. Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel. Ek brul van die gebons van my hart. Dit is byvoorbeeld soos angsaanvalle wat hy gekry het.
die bons van die hart. So, hy het dit ook gekry, want hy moes baie gevlug het, veral vir Saul en wat hom wou doodgemaak het. En mens kry natuurlik angs en goed as iemand soos Elia wat gevlug het, jy weet. Mens kry angsaanvalle en depressie en vrees en ek dink al daai goeie gaan maar saam. Mm. Um, Here, voor U is al my begeertes en my gesig is vir U nie verborge nie. Vader, weet daarvan dat hy sal 'n oplossing bring. My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat en die lig van my oë ook, dit is nie by my nie. Soos die van die oë, dit is depressie. Hy het depressie, ja, hy het depressie. Hy het alles gelukkig neergepen vir ons om te lees. Hy het geskryf wat in sy hart is. Ja, ja. En dan depressie, ek moet en ek wil vlug, les 2. En dan is hier 'n stukkie wat in Engels is, before you start to judge me, step into my shoes and walk the life I am living. And if you get as far as, ekskuus, is julle reg? If you get as far as I am, just maybe you will see how strong I really am. So, ons kan baie sterk wees. Ons dink baie keer ons is nie. En bedien met empatie. Sonde verhinder jou gebede na God toe. So as jy sonde het, ek dink gaan jou gebede teen die plafon vasslaan, om dit so te stel. Is dit reg? Alles oukei? Okay. Okay, ek het gesê sonde verhinder jou gebede so na God toe. So soos ek gesê dit help dan nie as jy vol sonde is om te bid, want dit gaan teen die plafon vaslaan, om dit so te stel. Sonde maak 'n mens skelm. So jy doen sekere dinge wat jy nie wil hê ander mense moet weet, wat jy op jou eie doen. Dit maak jou skelm. Jy sal byvoorbeeld miskien vir iemand anders jok om te sê jy het so en so en so, maar intussen is dit nie so nie. Raak ontslaaf van skuldgevoelens, jou verlede. So, raak ontslaaf daarvan as jy nog het. Sonde maak jou minder as wat jy moet wees. Bely jou sondes met groot berou. So keer terug na God en bely. Sonde verhinder jou gebede. Hoor nie gebede as ek ongeregtigheid in my hart het nie. So sonde verhinder jou gebede. In Psalm 66 vers 18, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Sonde getuig teen jou. Ongeregtighede getuig teen jou. Jou sonde is oop en bloot en ons is 'n tempel van God. Ons moet die tempel bewaar soveel as wat ons kan. Want hier is 'n skrif wat sê 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie. So nou as jy vol sondes is, gaan hy mos nie daar wil woon nie. So hy gaan nie, dis hoekom jy ly dan aan depressie en alles, want jy het nie God in jou nie. En as jy so voel, dan moet jy weet daar's fout. Dan moet jy probeer nader kom. En dan die volgende. Ek lees dan 1 Korintiërs 3 vers 17. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend.
Want die tempel van God is heilig en dit is julle. Sien jy, as iemand dit God se tempel skenk, sal God hom skenk. Jy sien, dit is wat gaan gebeur. Hy gaan nie na jou gebede luister nie, hy gaan jou skenk. Ja. Dit sonde, dink ek. Wat dink oupa? Mm. Ja, ja, want dis ja. Nee, dis reg, maar dit is as mens weet jy het goed verkeerd gedoen het, dan moet mens bely dat jy daai tempel weer skoon maak. Ja, ja, ja. Ons kan nie vryspring van die toets nie. As hy jou nie toets nie, dan het hy jou vergeet. So, is 'n groot getuienis. Ja, ja. Nee, mens moet nie. Want kyk, soos Dawid, hy was 'n man na God se hart. Hy het sondes gedoen, maar hy het bely. Ja, ja. Mm, mm, ja, ja. Ja, want as wat jy sê van daai persoon gaan, ja, en dit is nou soos ons sê, die tong. Nee, ek hou daarvan. Sonde bring 'n oordeel oor jou. Sonde laat Satan deel word van jou lewe. Gee hom geen vatkans nie. Sonde verhard jou hart totdat jou gewete nader aan doodgaan. Dan gee jy nie meer om nie. Dan doen jy net wat jy wil. Dan is jy dood. Maar waar gaan jy na jou dood as jy so 'n houding inneem? As ons egter ons sondes bely, sal God dit verwyder. Jy sal vergewe word. Dit beteken die gif daarvan sal uit jou verwyder word. So hy sal jou weer rein maak. Ja. Psalm 32 vers 1, 'n psalm van Dawid, 'n onderwysing, welk geluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie sonde bedek is. En dan sê ek, wat ek net sien dat ek reg lees, 'n psalm van Dawid, 'n onderwysing, welk geluksalig is hy wie se oortreding seker vergewe is, wie se sonde bedek is. Dit is die ou vertaling. Partykeer lees hy so bietjie anderste. Die tyd wat jy op sondes gespandeer het, is vir ewig verlore. Besef jy sonde laat jou kosbare tyd mors. Sonde is altyd 'n grief in God se oë. So mens mors eintlik jou tyd. Jy kon 'n vol lewe gehad het dalk. 'n voorspoedige lewe.
En dan veroorsaak jy self met jou depressie. Nou praat ek met myself ook. Ja, ja. Dit jy moet gee om te kan ontvang. Ja, ja. Hy ken al jou, ja, dit is waar daai. Hy weet waar is jou swak plekke. Ja. En dan hierso is die volgende blaai is wees dankbaar. Lukas 9 vers 62 en Jesus antwoord hom: Iemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ek is, ek haal dit van Bybelkom af, lyk dit lees nie so lekker nie. Dit lees en Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God. Ja. En dan ek het hier sommer vir myself ingevoeg, ons moet God bedank vir sy liefde. Hy wil nie hê ons moet depressief wees nie. Vergeet jou verlede. Vergeet dit, want dit maak jou dat jy nie geluk het. Ja. As dit agter is dit verby. Ons kan niemand terugroep uit die dood nie. Ons kan as ons kon het ons seker al, nê? Mm, mm, mm. Is so. Ja. Elke mens verskil. Elke een het 'n anderste ding wat hom maklik onderkry. Jy weet, partykeer is dit klein dingetjie en dan dink die volgende persoon, hemel, maar jy, dis mos nie 'n probleem nie. Ek kry dit baie met myself. En dan sê ek vir myself, nou hou op om nou jou te ontstel oor hierdie ou klein dingetjie. Dis baie erg, maar ja. 'n Sluimerende gees, 'n gees van diepe slaap. So die gees is in 'n diep slaap. Jou persoonlike gees is nie wakker nie. Uh jy slaap. Jy's bewus van jy wil nie weet nie. Daar's twee sluimerende geeste. Die eerste een is aan die slaap gebore. Hierdie persone is al gebind in die moederskoot. So jy is aan die slaap, jy's gebore, maar jy's eintlik aan die slaap gebore. En dit gaan jy dra as jy die belydenis doen nie. Maar ek weet nie hoe weet mens as jy nou voor geboorte beskadig word. Ja, ja, ja. Ja, want jy wil daai probleem met wortel en tak. Hy moet vir jou sê waar's daai probleem. Ja, ruk ons hom uit. So. En die tweede punt is ontstaan in die groei. Dit gebeur nou as jy nou opgroei, op 'n groeifase, iewers het iets fout gegaan en die persoon met die lig, die lewe en is nie met die lig, die lewe en die waarheid geval nie. So
Die een is in slaap, aan die slaap gebore en die een is in die groeifase. En hy het nog nie met die lig en die lewe en die waarheid te doen gehad nie. Of partykeer wil hy nie, of hy of sy nie. Moenie voel nie, glo, breek deur na daai probleem toe. Ja. Mm. Ons moet almal, ja, mens moet regtig, partykeer sê jy net vir iemand iets en maar in jou voel jy nie 'n gevoel nie. Jy moet ja, jy moet bedoel wat jy sê. Bly dan eerder stil as jy niks of jy nie goed genoeg voel vandag om baie te praat nie. Bly jy eerder stil daaroor. Ja, ja. Amen. Dankie oupa Ben. Dankie dat jy my help vandag. Okay, dan dis nou die twee mense aan die slaapgebore en een in die groeifase. En ek het genoem van jy moet deurbreek en dan ontvang inspirasie uit jou gees. Jy moet inspirasie in jou gees hê, dan word jou probleme opgelos. Ja. Ja. En dis jou gees wat vasgevang is in Satan. Jy moet hom probeer daar uitkry. Okay, die volgende skrifte toon aan dat in die Ou Testament is dit so gehandel as 'n vrou ontrou was aan haar man, dan moes die volgende skrifte gee dan nou wat gebeur, dan moet sy voor die priester verskyn en ek gaan nou lees wat dan gebeur, want dan word sy as onrein verklaar. Ja, dit was 'n groot ding gewees, eintlik moet dit vandag nog dieselfde wees. Niks het verander nie. Alles is nog dieselfde. Mm, ja, ja. Nee, dan lees ek Numeri 5 vers 16 tot 23. Ehm 5 vers 16 en die priester moet haar laat nader kom en na voor die aangesig van die Here stel. En die priester is 17 en die priester moet heilige water in 'n erdepot neem en van die stof wat op die vloer van die tabernakel is moet die priester neem en in die water gooi. Dis klink nogal erg. 5 vers 18, daarna moet die priester die vrou voor die aangesig van die Here stel en die hare van die vrou losmaak en hy moet die gedenkoffer op haar hande sit. 'n Spysoffer van jaloersheid is dit. En in die hand van die priester moet daar wees die water van bitter smart wat die vloek bring. Dit is nou daai goed wat ons die stof wat op die vloer lê. So jy is eintlik stof op die vloer. As ja, ja. Nou is dit deesdae andersom. Vrou, mans het lang hare en vroue kort. Ja, ja, dit is so. Nee, ek hou daarvan. Numeri 5 vers 19.
En die priester moet haar besweer en aan die vrou sê, as geen man met jou gemeenskap gehad het nie, en jy, terwyl jy aan jou man toebehoort het, nie afgewyk het in onreinheid nie, wees dan vry van hierdie water van bitter smart wat die vloek bring. 5 vers 20, maar as jy, terwyl jy aan jou man toebehoort het, afgewyk en jou verontreinig het, deurdat 'n man behalwe jou eie man jou met vleeslike gemeenskap gehad het. 21, so moet dan die priester die vrou met die eed van vervloeking besweer, en die priester moet aan die vrou sê, mag die Here jou tot 'n vervloeking en 'n verwensing maak onder jou volk, deurdat die Here jou heup laat inval en jou skoot laat opswel. En dan 5 vers 22, en mag hierdie water wat die vloek bring, in jou ingewande ingaan, om die skoot te laat opswel en die heup te laat inval. Dan moet die vrou sê, amen, amen. Numeri 5 vers 23, daarna moet die priester hierdie vervloeking op 'n blad skrywe en dit in die water van bitter smart uitwis. So erg was dit. Miskien moes dit nog vandag so gewees het. Mm, ja, jy, dit is eintlik waar. Okay, nummer 5 vers 24, en hy moet die vrou laat drink, die water van bitter smart, wat die vloek bring, sodat die water wat die vloek bring in haar kan ingaan tot bitter smart. 5 vers 25, en die priester moet uit die hand van die vrou die spysoffer van jaloesheid neem en die spysoffer voor die aangesig van die Here beweeg en dit na die altaar bring. 26, die priester moet ook van die spysoffer 'n handvol as gedenkoffer daarvan neem en dit op die altaar aan die brand steek. En daarna moet hy die vrou die water laat drink. Nou moet sy die stofwater drink. En dit is nou maar nou net, hier's nog 'n vers, 5 vers 30. Hy's so een kant hierso. Of as of as oor 'n man die gees van jaloesheid kom en hy op sy vrou jaloers word, dan moet hy die vrou voor die aangesig van die Here stel en die priester moet met haar handel volgens hierdie hele wet. Ja, hy moet handel volgens die wet van Vader. Ja. Dan hierdie vloek van ontrouheid is sonde van onreinheid. Dit beteken nou maar net die vrou sy's onrein, heeltemal. As jy enige seksuele sonde, ek dink enige ander sonde wat jy het, wat jy's onrein. Ja, dit is kinders wat wegloop, byvoorbeeld, as hulle nou nie nog kinders is in die huis, jy sê mos partykeer vir jou ma, ek gaan wegloop as hulle bietjie streng is. Maar dit is eintlik gesaglose ouerhuise. Uh, dit kan 'n rebellie wees wat in die kind gekom het of 'n slymerende gees. Dan wil hy wegloop, jy weet. Maar dit gaan maar gewoonlik oor en wat gebeur in die ouerhuis, dink ek. Ja, uh, ja, jy moet die gemors vat. Partykeer raas jou pa of jou ma met jou en hy of sy is eintlik frustreerd oor hulle self en dan haal hulle dit op die kind uit. En dan voel die kind hy wil liewer wegloop. Ja, want dit gebeur. Ja,
Ja, is baie vrae wat mens vra. Ja, maar die woord sal al die antwoorde vir ons gee, al is dit met die tyd, ja. Werk van die Gees, ons moet toelaat dat die Gees werk in ons dit kan jou 'n visie laat bou vir die toekoms, 'n goeie visie laat bou vir die toekoms. Of 'n slegte, hang af as jy, ja, ja. Jy moet afhanklik van jou gees wees. Jy moet dit ondersoek kyk jou gees ondersoek jou innerlike mens. Ja, dis wat ek nou. Gees is jou kommunikasiekanaal tussen jou en God, die Gees is. So dis jou kommunikasie. En as jou gees vol sonde is, dan jy nie kommunikasie. Ja, jy kan nie met hom in kontak wees nie. Die geesmens in jou gee vir jou 'n goeie gewete, of dit kan 'n slegte gewete gee. Jy weet, jou gees. Jy kan heeltyd dink jy's sleg, of as jy dink jy's okay en jy het jou sondes, jy het bely, dan kan dit vir jou 'n goeie gewete gee. En dan kan jy die lewe geniet en jy het nie daai dinge wat jou so hinder en pla en depressie nie. Blokkasies, nie blokkasies met doodsheid aanvaar nie. Vergewe en breek deur. Moenie voel nie, glo, breek deur. Ja. En nou is amper die laaste blaai. Dis 'n klomp kleintjies. Maar ek gaan sommer van hier af lees. Okay, kom waarlik vry van depressie. Vergifnis verwyder die skuldgevoel totaal en al. As jy iemand vergewe of jouself vergewe. Diep gewortelde skuldgevoel in jou sielsdimensie. As jy 'n diep gewortelde skuld in jou sielsdimensie het. Sonde is sonde, joune is nie kleiner nie. Ja, maak nie saak wat. As jy jok, dan is dit 'n sonde. En mense sê partykeer 'n klein wit leentjie, maar dis ook 'n sonde. Erken jy haat die wat jou seer gemaak het. As jy nou erken jy haat nou 'n persoon, want die persoon het dit en dit aan jou gedoen. God is liefde, hy het nie vereenselwig nie met haat nie. Kruising van jou eie hoogmoed. So, jy met jou hoogmoed, jy kruisig. Ja, ja. Jy is niemand se redeemer nie, so ek moenie vir iemand ander, soos ek nou gelees het, jy help ander mense, maar dan val jy in depressie. Jy is nie 'n redeemer nie. Jy weet, om altyd vir almal gelukkig te maak, maar intussen is jy ongelukkig. Ja, ja. Jy kan nie besluit wie jy wil vergewe nie. Jy het te veel mense wat jy nie van hou nie. Ja, as jy jouself vergewe, dan vergewe jy almal. Ja, as jy God in jou lewe het, dan het jy nie haat in jou nie, jy het niks nie, jy het net die goeie en liefde in jou. Ja. So as jy nie liefde voel vir iemand nie, dan moet jy gaan kyk na jouself eers. En ja, selfondersoek. En dan moenie jouself verhef nie. Ook nie jouself ophemel. Weet, ek is nou die beste, ek kan dit beter doen as die volgende een. Moenie sulke goed sê nie. Al kan jy dit beter doen, maar moet dit nie sê nie. En dan is dit net die laaste blaai. Dis gebed. En dan gaan ek weer iets lees uit die psalms. Is dit reg vir afsluiting? En dankie, en dan is dit ook sommer dankie vir die voedsel wat ons geëet het, en dankie dat jy vir ons bestel het. En dan gaan ek hou van psalms, want dit is ook soos gebede, vir my, lofprysings, genesing, alles. Psalm 51, vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Toe die profeet Nathan na hom gekom het,
nadat hy by Babseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Dit's wat ons ook moet vra. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd hier voor my. Elke mens ken. Mens weet wat is jou goed, wat verkeerd is. Nou, ons moet daarna kyk. Ons moet dit, ja, ja. Teen u alleen het ek gesondig. Net teen Vader. En gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, waarheid in die binneste. En in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Nou, ons wag mos vir wysheid. Hy gaan dit vir ons bekend maak. Dit wat ons vra, wat ons nou nie seker is, wat oupa Ben nou gesê het, ons is nie seker, maar hy gaan dit nog vir ons oopmaak. Met die tyd. Jy gaan iewers net 'n skrif lees, en dan gaan jy die antwoord kry. Ja. En dan gaan ek aan, ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig, wat u verbrysel het. Is u verbrysel het. So hy sit, Vader sit jou in stadiums wat jy moet deurgaan. Wat ek net kyk, waar was ek? Verberg u aangesig vir my sondes, en delg uit al my ongeregtighede. Dit is die belydenisse wat ons moet doen. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verander my gees. Verander dit, want as my gees verander, gaan dan nie 'n oop deur wees vir Satan nie. Ja. Verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Dit is waar. Red my van bloedskuld, o God. God van my heil, laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen, luister hierdie, wat is baie pragtig, want u het geen lus in slagoffer nie. Anders sou ek het gee, in brandoffer het ek geen behaag nie. Maar die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag. Dit vra hy. Hy wil hê jy moet gebroke voor hom wees, dan weet hy. Ja, ja, ja. Ja, wat ook al is, ja. Maar dit is vir my mooi, die offers van God is 'n gebroke gees. En hier sê hy tog duidelik, hy soek die slagoffers nie. Ek dink hy was moeg vir hulle, vir die slagoffers en die brandoffers, vir die, wat noem mense dit, rituele, nê, wat jy nou aan mekaar doen. Hy het eintlik uitgekyk na jou hart. Hy wil gehad het, jou hart moet aan hom behoort. Want hoekom is die pyn hier as jy seer het? Ja. Jy, as jou
As jy pyn het, voel of 'n dolk deur jou hart steek. Ja, ja. Jou hart praat, ek dink, dis hoekom hy na die hart kyk. Want jou hart praat met hom. Okay, en dan gaan ek aan doen goed aan Sion na u welbehae. Bou die mure van Jerusalem op. Dan sal u 'n welbehae hê in die offers van geregtigheid in brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer op u altaar. Amen. Dis hy. Enige vrae wat miskien oupa Ben kan vir ons oplos? Ja, ja, prot en reinig my. Ja. Ja, 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 hy praat van hulle. Ja. En dit's wat hy bedoel het toe hy dit gesê het, want hulle harte was vrot. Ja. En jy moet bly in kommunikasie wees. Ja. Ja. Ek praat baie keer heeldag in my gedagtes as ek tussen mense sit, want anders gaan jy my hoor. Maar as ek bestuur,